Hallo daar, jong ontdekkingsreisigers en baie welkom. Ek is so opgewonde julle is hier vir 'n superprettige vasvrye avontuur reg oor die wonderlike kontinent van Afrika. Ons gaan saam reis, jy weet, van die allerhoogste pieke tot by die diepste riviere. So, maak julle gereed, spits daai ore en kom ons kyk wat ons alles kan leer. Is julle reg? Kom ons spring weg. Goed, elke goeie avontuur begin natuurlik met 'n kaart. So ons eerste deel van die reis gaan oor die basiese dinge. Kaarte en Afrika se reuse berge. Reg, hier is ons eerste vraag. As ons nou 'n fisiese kaart oopmaak, watse soort dinge sou ons verwag om daarop te sien? Dink 'n bietjie daaroor. Presies. 'n Fisiese kaart wys vir ons die aarde se natuurlike kenmerke, soos berge, riviere en woestyne. Dis amper soos 'n geheime kode wat ons help om die landskap te lees sonder dat ons eers daar hoef te wees. Regtig nuttig vir enige ontdekkingsreisiger. Goed dan, volgende vraag. Ons praat dikwels van hoe hoog 'n berg is, maar hoog in vergelyking met wat? Dit bring ons by die term seespieël. Wat beteken dit nou eintlik? Dis heeltemal reg. Dink aan seespieël as die beginpunt, die nul op ons meetstok, van waar ons alle hoogtes meet, soos die van daardie reuse berge waarvan ons praat. En as ons nou van berge praat, Afrika het 'n paar massiewe pieke. Kan jy dalk die top 2 noem? Fantasties as jy dit reg gekry het. Berg Kilimanjaro is die onbetwiste koning van Afrika se berge en die indrukwekkende berg Kenia is soos sy prins, wat net in die tweede plek kom. Goed, so, ons weet, dis die hoogste berg, maar in watter land sal ons hierdie reus kry? Korrek. Jy sal 'n reis na Tansanië moet onderneem om die asemrowende berg Kilimanjaro met jou eie oë te sien. Hier is nou 'n interessante een, 'n regte kopkrapper. Die ewenaar is mos die warmste deel van die aarde. En Kilimanjaro is baie naby daaraan, so hoekom op aarde is daar dan sneeu op sy piek? En daar is die geheim. Dit het alles te doen met hoogte. Sien, vir elke entjie wat jy opklim, word dit kouer. Kilimanjaro is so ongelooflik hoog, dat dit sy eie ysige weer heel bo skep, kompleet met 'n permanente kroon van sneeu. Fantasties, ons het die berge geklim. Nou is dit tyd om bietjie af te dal en die ongelooflike mere en riviere van die kontinent te gaan verken. Goed, ons kom ons begin met die basiese. Wat presies maak 'n groot watermassa 'n meer? Jep, dis die definisie. 'n Groot poel vars water met land reg rondom dit. So eenvoudig, maar so belangrik vir die lewe. Oos-Afrika is beroem vir sy groot mere. Kan jy net een van hulle noem? Enige een van hierdie is heeltemal korrek. Die Victoria Meer, die Tanganyika Meer of die Malawi Meer. Elkeen van hulle is 'n massiewe, lewensbelangrike waterbron. Reg, hier is 'n klassieke vraag wat elke geografie-liefhebber behoort te weet. Watter rivier hou die wêreldrekord vir lengte? Maar natuurlik, dis die beroemde en magtige Nylrivier wat dwars deur die noordooste van Afrika vloei. En kyk net daai afstand, 6670 kilometer. Dis ongelooflik ver. Dis amper soos om van Kaapstad tot in Kaïro te reis. En dan nog 'n entjie verder. Elke rivier se reis moet iewers eindig. So, waar presies eindig die Nyl se baie lang tog? Dis heeltemal reg. Na sy lang reis deur Afrika, vloei hy uiteindelik in die pragtige Middellandse See, heel bo in die noorde van Egipte. Goed, die Nyl is die langste, maar 'n ander groot rivier in Afrika hou 'n ander baie indrukwekkende rekord. Wat is so spesiaal aan die Congo-rivier? En daar het jy dit, dis nie net lank en kragtig nie, maar is ook die diepste rivier op die hele planeet. Kan jy jouself indink watter geheime daar in daardie diepte skuil? Dis fascinerend. Julle doen briljant. Vir die laaste deel van ons toer gaan ons die uiterstes verken, van die droogste woestyne tot by die magtigste watervalle. En hierdie massiewe bekende woestyn is natuurlik in Afrika. Weet jy watter een dit is? Korrek, die uitgestrekte Sahara-woestyn. Dis so groot, dit beslaan byna die hele noordelike deel van Afrika. So, die Sahara is die grootste. Maar 'n ander Afrika-woestyn is weer beroemd vir sy reuse sandtuine. Watter een is dit? Die Namib-woestyn.
Dis geleë in die suidweste van Afrika en sy toringhoë rooi duine is 'n gesig wat jy nooit sal vergeet nie. Van die droogste plekke na plekke met tonne en tonne water. Kom ons definieer gou hierdie natuurverskynsel. Presies. Dis daardie eenvoudige, maar absoluut skouspelagtige oomblik wanneer 'n rivier dapper genoeg is om oor 'n krans te spring en die ongelooflike krag van gravitasie te ontmoet. En hier is ons laaste vraag. Ons sluit af met een van die mees beroemde watervalle op die hele aarde. Wat maak dit so spesiaal? Absoluut. Dis nie sommer net nog 'n waterval nie. Dis een van die 7 natuurlike wonders van die wêreld. 'n Ongelooflike gesig, gevorm deur die magtige Zambezi rivier. Weet julle, daar is soveel water wat oor daai rand stoot, dat die plaaslike mense dit Mossi Oatunya noem. Dit beteken die rook wat donderslag gee. Sjoe, wat 'n avontuur was dit nie. In net 'n paar minute het ons die ongelooflike diversiteit van Afrika gesien. Van die ysige kroon van Kilimanjaro tot die diep geheime van die Kongo-rivier en van die brandende sand van die Sahara tot die donderende rook van die Victoria waterval. Dit wys jou net hoe vol kontraste en wonders hierdie kontinent is. En dit bring ons aan die einde van ons blitsvinnige vasvra-avontuur. Baie dankie dat julle sulke briljante ontdekkingsreisigers was. Die heel laaste vraag is net vir jou om oor te droom. As jy enige van hierdie plekke môre kon besoek, waarheen sou jou kompas wys? Hou aan om vrae te vra en die wêreld te verken. Totsiens!